Lorika, vandag se vraag is: ek het nog nooit emosionele werk aan myself gedoen nie. Waar begin 'n mens? Ek dink soveel mense voel so oor dit, want hulle voel hulle kyk na goed, hulle hoor goed, hulle lees goed, maar waar begin jy? Hmm. Kyk, deur om net daai vraag te vra, het jy klaar die eerste stapie geneem. Om te sê, ek oorweeg dit, ek dink daaraan om myself emosioneel beter te verstaan. En wat vir my so mooi is omtrent dit, ons is hierdie onbeskryflike kosbare wesens, nê? Nee? En om vir jouself daai groot guns aan te doen, daai geskenk te gee om jouself te ontwikkel en jouself te ontdek en die autentieke self te vind en aan ander mense bloot te stel, maak dat jy ode gee aan hierdie een enkele spesiale wese wat jy is op hierdie aardbol, nê? Nee? En ek dink dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid om dit te doen. En dis jou verantwoordelikheid vir jou mense om jou, en as jy kinders het, vir jou kinders om daai persoon te ontdek en daai beste self na vore te bring. Jy weet, in die psigoanalitiese teorie praat ons oor die verdedigende self na ware self. En ware self is die seker een van die mooiste plekke wat jy in jou lewe ooit gaan betree, om uit te vind wie is ek regtig en waar pas ek in en hoekom pas ek daarin en vir wie ek regtig is pas ek daarin, nie vir wat ander mense wil hê ek is om daarin te pas nie, né? So om daai emosionele werk, jy weet, fundamenteel aan te gryp en te sê, ek gaan my verdedigingsmeganismes eenkant toe sit. Ek gaan my aangepaste self vereers op sy sit en dan my autentieke geïntegreerde ware self te ontdek. Dis 'n pragtige ding. Dit is wat my lewe gee in my werk, is om daai saam met mense te ontdek, en dit maak alles die moeite werd om saam met iemand daai pad te stap. Ja. Maar jy moet tog ook in jou praktyk kry of as jy werk met 'n nuwe kliënt, hoe soos jy nou sê, die verdedigende self, dit maak 'n mens bang. Ek dink soveel mense moet vir jou ook sê dat hulle is so bang oor wat hulle gaan uitvind. Wat sê jy vir mense wat daai absolute vrees wat hulle vashou, wat sê jy vir hulle om daar oor te kom? Hmm. Weet jy nee, ek sê nou die dag vir iemand, trauma is nodig in ons samelewing. Dit is nodig ook vir 'n individu om trauma te beleef, want deur die trauma forceer dit jou om te groei. Deur die trauma vind jy betekenis in jou lewe, jy vind uit waar jou doel in die lewe is. En ek weet nie hoekom dit so werk nie. Ek wens dit was anders, dit sou die wêreld aansienlik en die lewe aansienlik makliker gemaak het, maar dit is die resep. Ons moet pynlike waarhede in jou gesig staar en jy moet, jy weet, insig ontwikkel, en dis gewoonlik deur swaar kry, daai struggle, nê, daai worsteling is hoe jy dit vind. En dis die resep. Wat ek wel kan sê is om swaar te kry gaan jou nie doodmaak nie. Om jou emosies in die gesig te staar gaan jou nie doodmaak nie. Dit gaan jou net vorm en dit gaan jou jouself laat ontdek. En dis hoekom 'n mens nie terapie doen op jouself nie. Dis hoekom jy terapie doen met iemand wat jy leer vertrou, wat saam met jou hand vat en sê, kom ons gaan kyk wat in hierdie haasgat van jou is. Kom ons stap so eentjie in hom in, en ons hoef nie die eerste dag daarin te hol tot in die dieptes daarvan nie. Ons beweeg net elke week in, en dan, jy weet, dan kyk ons bietjie daar rond, en dan klim ons weer bietjie uit, en dan rus ons bietjie, en dan gaan ons volgende keer bietjie dieper, en elke keer vind en ontdek ons net meer van wie jy is en waar jy vandaan kom en hoekom jy is soos jy is en hoekom jy doen wat jy doen. En dis 'n mooi ding, dis 'n ontwrigtende ding. Nie lekker nie, maar met genoeg tyd en met genoeg geduld kan jy op daai plek kom. En jy weet, daar's so rustigheid wat oor jou kom wanneer jy daai moerasse gaan in werk en in kyk en bietjie inloop, en dan kan niks anders jou meer bang maak nie, nê? Wanneer jy jou eie moeras gaan klim het, dan is ander mense in die wêreld se moerasse nie meer vir jou so angswekkend nie.
Ek wens baie keer ek mens kan iemand toelaat om in iemand anders se kop in te kom en dit net te sien dat as wanneer hulle al deur so 'n proses is om te sien wat is die verskil, hoe ervaar jy minder stres, minder angs, hoe is jy meer oop vir wat ons noem goed en sleg en reg of verkeerd wat jy baie beter verstaan en bestuur maar daar's baie mense wat ook voel om emosioneel aan jouself te werk is 'n ek wil nie dis nou pot nonsens, né? Dis tog, voel ek altyd is baie hartseer as mense nog so voel. Maar wat sê mense vir daai mense? Hoe kan ons mense oortuig om anders te kyk na wat is weer 'n stigma wat hulle nog altyd ontwikkel het, maar om anders te kyk na mense wat regtig wil werk aan hulle self? Ek vind mense wat in 2026 nog so sterk voel daaroor om nie wat sê dis 'n pot nonsens. Hulle vermy selfgoeders in hulle eie moeras. En dit is hulle besluit. Jy weet ek sê altyd 'n mens moet doen waarvoor jy bereid is om verantwoordelikheid te vat. As jy nie jou moeras gaan ondersoek nie, dan gaan jou verhoudings heel waarskynlik baie platonies bly. Mense gaan nie noodwendig veilig voel om dinge met jou te deel nie. En dit is waarvoor jy verantwoordelikheid vat. En jy weet you do you boo, daai tipe ding wat hulle sê, jy weet. Wat ek wel weet is mense wat al daai werk gedoen het, is so inspirerend. En jy kan binne 'n kort tydperk diep met daai individu jy weet connect, want hulle is nie bang vir hulle moeras nie. En hulle kan vinnig nogal 'n skertsie maak en 'n storie vertel en jou gemaklik laat voel. En mense wat jou gemaklik laat voel is waar jy veilig voel. En dis die mense wat jy vertrou. Dis die mense wat jy in jou binnekringe inlaat. En as dit iets is wat vir jou belangrik is, dan gaan jy die emosionele werk doen. Jy gaan daai onbewuste goeters bewus maak. Jy gaan verborgde patrone tot bewustheid bring. Patrone, nê? Ons almal het patrone. Party mense se patrone is baie meer disfunksioneel as anders. Die oomblik wat jy hierdie moeras van jou gaan ondersoek, word jou patrone aansienlik meer, jy weet, binne konteks gesond en jy weet, maak dat jy net 'n lekkerder lewe het, 'n rustiger lewe het. Ja. Dan Lorika, as dit kom by emosionele werk wat baie keer vir mense ook afsit of terughou 'n bietjie is gaan dit nou jare se werk wees, gaan ek nou swoeg en sweet met my diep demone wat my al klaar so moeg maak. Mense is baie bang vir dat dit gaan vir ewig wees, dit gaan die langste proses van my lewe wees. Dan moet mense tog vir jou dit ook sê. So wat sê ons vir hulle? Ek sê altyd dat 'n terapeutiese proses en dit hoef nie eers met 'n terapeut te wees nie, maar met 'n beraader of 'n vriend of 'n vriendin. Dit is bietjie moeilik met vriende en vriendinne, maar daar is enkele gevalle waar jy met iemand soos hierdie 'n gesprek kan hê. Dit gaan ook oor 'n transaksie wat jy en 'n kontrak wat jy teken met 'n persoon en sê veral in die sielkunde. Ek sal altyd in my eerste sessie vir mense sê hoe lyk dinge vorentoe? Gaan ons mekaar vir 'n lang tydperk kan sien, 'n gereelde tydperk kan sien? Wat pas binne jou raamwerk in? Terapie moenie vir jou angs veroorsaak wat finansies betref nie. Jy sê dan vir die sielkundige, ek het 12 sessies se geld geoormerk vir hierdie proses. Kan ons asseblief soveel werk in daai 12 sessies doen? 12 sessies is baie kort as jy kyk in die jy weet die groter prentjie. Dan is daar mense wat sê hulle wil jou 5 keer 'n week kom sien en hulle wil verskriklike diep psigoanalitiese werk doen, maar dan het ons dit van die begin af met mekaar ooreengestem. En dan doen ons daai tipe werk en ons geniet daai tipe werk. En jy voel nie of jy weet gekommit het tot iets wat jy nie kans voorsien nie. En dan vat 'n mens dit van daar af. Jy weet 'n mens kan ook daar's deesdae die wonderlikste podcasts en potgoeie en goeters wat jy kan kyk en werksboeke wat jy kan deurwerk. Jy weet op my webtuiste byvoorbeeld is daar daai emosiewiel wat ek en jy al van gepraat het. Dis 'n baie cool plek om te begin. Om net te begin om met jou van jou emosies bewus te raak. Daar's 'n hulpbron wat mense verniet kan gaan aflaai. En dan vat jy dit van daar af. Jy begin daar. Jy begin met die eerste oproep na 'n sielkundige toe en kyk waar dit gaan.
Mense, indien julle enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê baie dankie vir rol my tong. Ek sê baie dankie vir Lorika Fik. Sy is 'n voorligtingsielkundige van Johannesburg. Alle besonderhede is by die gesprek en daai wat sy nou gesê het van die wiel, ons sal 'n spesiale 'n link daar ook sit dat julle kan direk so intoe gaan. Deel die gesprek, mens weet nodig om dit te hoor nie, maar die heel belangrikste soos altyd, kyk mooi na jouself.